Vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons andermaal vanmôre weer kan saam wees. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën terwyl ons gaan stil staan by hierdie baie bekende Lukas 16 vers 19 tot 31 wat bekend staan as die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Dit is 'n baie besondere gelykenis in die woord van die Here, baie besondere waarhede wat hierin opgeteken is en u sal sien ons is vanmôre by deel 1 en ons gaan nie alles vanmôre saam lees nie, maar ons gaan so stuk vir stuk deur hierdie gelykenis werk en vir u sekere waarhede uit hierdie gelykenis na vore bring met die gebed dat die Here vir ons sal seën met die aanhoor van sy woord, maar ook vir ons sal waarsku en vir ons sal oproep tot 'n lewe van toewyding aan hom. Nou wat besonder van hierdie gelykenis is, vriende, is dat hier word 'n persoon geïdentifiseer by naam. Gewoonlik wanneer die gelykenisse deur die Here Jesus vertel word, was daar nooit mense gewees wat hy geïdentifiseer het by die naam nie. Hy sal gepraat het van 'n landbouer wat in hierdie wingerd van hom gaan werk het. Hy sal praat van 'n tuinier, hy sal praat van 'n persoon wat gaan visvang het of op 'n land gaan werk het, maar in hierdie gelykenis sien ons dat die Here bepaalde persone of in besonder dan vir Lazarus identifiseer, wat vir ons wys dat hierdie heel moontlike gebeurtenis was waarmee die mense bekend was en dat die Here dit ook gebruik het as 'n gelykenis om sekere hemelse waarhede aan hulle tuis te bring, maar ook 'n effek te hê op hulle verstaan van hoe om te lewe op hierdie aarde en reg te maak om God eendag te ontmoet. Nou kom ek lees vir u die eerste paar verse van Lukas 16, vers 19 tot 23, dan sal ons so in die dae wat aangaan die res van die gedeelte ontrafel. Daar staan en daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die hond het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, dis nou Lazarus, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Nou ons gaan net volstaan by hierdie paar verse vir vanmôre se oordeenking. En vriende, wil ek dadelik wegval deur vir u te sê dat hierdie is een van die gelykenisse wat baie keer verkeerd verklaar word. Weereens sê ek nie dat ek altyd die regte verklaring het nie, maar ek poog deur God se genade om 'n bietjie ondersoekwerk te gaan doen en dan so 'n bietjie deur die skrifte werk, skrif met skrifte verklaar en dan by die hart van die boodskap te probeer uitkom. Nou in hierdie gelykenis kom mense en hulle sê, luister, hierdie gelykenis leer vir ons dat ryk mense hel toe gaan en arme mense gaan hemel toe. Nou dis verseker nie so nie, dis nie wat hierdie gelykenis vir ons wil kom leer nie. U sal sien dat in die voorafgaande verse praat die Here alweer met die fariseërs. U sal sien in baie van die gelykenisse is die fariseërs die teikengroep waarmee die Here Jesus besig is, omdat hulle as kerkleiers sulke bose harte gehad het. Is dit nie vandag ook maar so nie? Dink aan hierdie voorspoedsteoloog wat op televisie vir ons preek en vir ons roem en rykdom en gesondheid beloof. Intussen is hulle maar net besig om hulle self te verryk uit mense wat hulpbehoewig is. En dis wat die Here Jesus in vers 14 van Lukas 16 sê. Hy sê die fariseërs wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en hom beskimp. So hierdie gelykenis was ook heel moontlik met hierdie mense wat geldgierig was in oog en die Here was besig om met hulle te praat. So maar hierdie gelykenis leer glad nie vir ons dat ryk mense hel toe gaan en arme mense gaan hemel toe nie. So dis die eerste ding wat ons uit die weg moet ruim om dan die verkeerde verstaan van hierdie gelykenis dan raak te sien sodat ons kan verstaan wat die Here wil kom leer. Die tweede ding wat ons hier sien, vriende, is dat die ryk man 'n baie selfsugtige man was. Heel moontlik soos die fariseërs, mense wat ander mense uitgebuit het, maar as ander mense nood en behoefte gehad het, dan het hy sy oë vir hulle toegemaak. Nou hierdie ryk man was lyk my so 'n persoon gewees, want die Bybel sê vir ons baie duidelik dat Lazarus het verlang om te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. En die Bybel sê nooit vir ons dat hy hierdie krummels ontvang het nie. Dit lyk vir ons of hierdie ryk man absoluut selfgesentreerd was, selfsugtig was. 'n Man was wat net vir die hier en nou geleef het. Want die Bybel sê vir ons
dat hy het fyn linne gedra, baie duur kledingstof en hy het elke dag vrolik en weelderig gelewe. Hy het uitspattige lewe gehad. Ek sien in my geestesoog hierdie ryk man met hierdie groot huis wat hy gebou het en vriende wat daar is en die kuier en die wyn wat loop en allerhande vrolikheid wat hulle beleef het en geld wat gevloei het en sonde wat in oorvloed was. Maar hierdie man wat by sy poort gelê het hy geen aandag of gedagte aan geskenk nie. Nou vriende, baie duidelik volgens hierdie gedeelte sien ons dat hierdie ryk man en Lazarus by dieselfde plek uitgekom of punt uitgekom het, naamlik om te sterwe. Jy sien, die Bybel sê vir ons is die mens bestem om eenmaal te sterwe. Of jy ryk is of jy arm is, of jy baie vriende het of min vriende het, of jy sieklik is of jy gesond is. Die Bybel sê dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna is dit God se oordeel. Hebreërs 9 vers 27. En hierdie verhaal kom leer vir ons dat albei hierdie mense gesterf het. Die ryk man wat selfsugtig geleef het, maar ook hierdie arm bedelaar wat voor sy poort gelê het en wat die swere gehad het, wat die honde kom lek het en hierdie eensame, armoedige en gebrekkige lewe gelei het. Albei van hulle sterwe. En die Bybel sê vir ons dat toe die bedelaar sterwe, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou hierdie boesem van Abraham, vriende, is eenvoudig die teenwoordigheid van die Here. As u nou Genesis 12 gaan lees, sal u sien dat die Here Abraham uitgekies het. Abraham was die vader van die volk Israel, deur wie ons die Bybel ontvang het. Die Messias is gebore uit die volk Israel. En die Bybel leer vir ons baie duidelik in Galasiërs dat almal wat gered word, die is geestelike kinders van Abraham. So toe die bedelaar sterwe, is hy weggedra na die boesem van Abraham, na die teenwoordigheid van die Here. Dit was nie omdat hy arm was nie, dis nie omdat hy hulpbehoewig was nie, maar as ons die skrif bestudeer, dan moes hierdie man, Lazarus, op 'n stadium by die Here uitgekom het. Deur God se genade sy sondige toestand besef het en hom dan bekeer het tot die Here. En jy moet onthou, as ons kinders van die Here is, beteken dit nie dat dit altyd met ons voorspoedig sal gaan nie. Dit beteken nie dat ons altyd die weelde van die lewe sal hê nie. Dit beteken nie dat ons altyd gesond sal wees nie. Uit hierdie gelykenis moet ons sien dat die Here ook hierdie saak vir ons duidelik wil kom stel. Dat kinders van die Here soms ly, dat ons soms swaar kry, dat daar soms, as dit nodig is, dinge oor ons pad sal kom, wat miskien vir die wêreld sal lyk of God kwaad is vir ons, maar intussen tyd is dit maar eenvoudig net dat die Here besig is om ons te vorm. So wat gebeur is, die bedelaar sterwe en hy maak sy oë oop in die teenwoordigheid van die Here. Die ryk man het ook gesterwe, sê die Bybel, en hy's begrawe, en ek sien hierdie geweldige, massiewe groot begrafnis en die honderde mense wat daar staan en miskien almal wat nuuskierig wil gehoor het na wie toe gaan hierdie ryk man se rykdom nou. En ek hoor in my geestesoor en gedagte sien ek hierdie predikant wat hierdie man in die hemel begrawe en vir almal vertel hoe goed was hy en hoe wonderlik was hy. Maar die Here kom gee vir ons so 'n bietjie 'n beter insig oor die ewige bestemming van hierdie ryk man. Die Bybel sê toe hy sy oë in die doderyk ophef. Die doderyk is weg van die teenwoordigheid van God. Ons praat ook van die poel van vuur, ons praat ook van die buiteste duisternis, ons praat van die plek wat God voorberei vir die duiwel en sy engele. Die Bybel sê toe hy sy oë ophef, was hy in smarte. Daar was onmiddellik die bewussyn en die wete dat hy weg van God is. Hy's weg van sy weelde, hy's weg van die aardse genot en lewe, en hy's nou met die realiteit gekonfronteer, dat daar 'n ewigheid vir hom voorlê. Hy het verkeerd gekies op aarde, hy het verkeerd geleef op aarde, en nou moet hy hierdie ewige gevolge dra. En die Bybel sê vir ons, dat toe hy sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sal later 'n bietjie praat oor hierdie smarte, sien hy vir Abraham van ver en Lazarus aan sy boesem. Hy identifiseer dadelik vir Abraham, hoe weet ons nie presies nie, die Bybel sê nie vir ons nie, maar hy het onmiddellik kennis van wie Abraham was, en onmiddellik het hy vir Lazarus erken. En ag vriende, ek wil afsluit deur vanmôre vir jou te vra, hoe lewe jy jou lewe op hierdie aarde? Is jy vanmôre miskien soos die ryk man, wat weelderig lewe, wat alles het wat 'n mens kan dink om te besit, en jy lewe vir jouself, jy lewe vir die hier, en jy lewe vir nou, en jy dink nie aan die ewigheid, aan die dag van die dood, waar ryk en arm by gaan uitkom, en dan na die ewigheid moet beweeg nie. Ek vra jou vanmôre, hoe lyk jy voor die Here? As jy vanmôre ryk is,
Ken jy die Here as jou verlosser en saligmaker en jy gebruik jou rykdom om sy koninkryk uit te brei en sy naam te verheerlik? As jy vanmôre arm is en jy's vanmôre in jou ellende, wil ek jou vra, moenie daaroor murmureer en kla nie, maar vra eerder vir jouself die vraag af, is dit wel met my siel? Ken ek die Here as my verlosser en saligmaker? Want die aardse lyding, sê die Bybel, kan nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Lyding op aarde is ononderhandelbaar. Almal ly op aarde. Vir die kind van God is dit maar net vir 'n tyd lank tot ons in die heerlikheid van die Here inkom. En dan wil ek vir jou vra, as jy vandag moet sterwe, waar sal jy jou oë oopmaak? Sal dit wees aan die boesem van Abraham in die teenwoordigheid van die Here? Of sal jy ook jou oë in die smarte oopmaak en sê, ek het verkeerd gekies, ek het verkeerd geleef en nou moet ek die ewige gevolge dra van hierdie keuse van my? My gebed is dat die Here vir ons deur hierdie gelykenis oë sal gee wat kan sien en ore wat kan hoor en 'n hart wat kan ontvang die waarheid van God se woord, sodat ons kan bekeer en reg kan wees vir daardie dag wanneer ons voor die Here moet gaan staan. My gebed is dat ons uit hierdie gelykenis kosbare lesse sal leer en dat die Here ons nader sal trek aan homself. Baie groete vir u, baie seën, mooi dag en ons bid vir mekaar en ons pleit ook dat die Here vir ons genade sal gee dat ons sal gereed maak om hom te ontmoet. Tada!